'n veewagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem uit die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is, sê God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens. Ja, Benham, Francis en jy by die braambos en ek het my skoene uitgeskop. Die grond waarop ons is heilig. Kom ek en jy sit bietjie by die braambos en ons kuier net. Nee, niemand gaan vir niemand preek nie en ek is nie hier om vir jou te sê wat ek dink jy moet doen nie. Ek is hier om vir jou te sê wat ek dink God sê ons moet doen, ons, ek en jy. 'n baie interessante iets wat God in ons hande geplaas is kinders. Nou eendag kuier ek by my pa en ek is getroud en ek is 'n groot mens. Al ek dink ek is 'n groot mens, ek is seker omtrent 40 jaar oud. En ek sê toe vir my pa, ek weet nie wat sê ek, hy sê man, kinders is onnosel en hulle weet nie waarvan hulle praat nie. En soos enige normale kind, ruk ek myself op, ek wip myself, en ek sê, nee papa, sit, laat ons oor hierdie ding praat. In die eerste plek is ek nie 'n kind nie, ek is 40 jaar oud. In die tweede plek is ek nie onnosel nie, ek het verder gaan studeer, ek is eintlik baie slim. In die derde plek is ek met my droomvrou getroud. Ek het droomkinders, ek bly in my droomhuis en ek ry my droomkar. Ek is 'n bestuurder by my werk. Ek rol hierdie goed so na hom toe. Papa, ek is eintlik 'n wow-seun. En my pa kyk my so. En hy sê, weet jy wat? Hy het altyd vir my gesê, Bernd. Hy sê, Bernd, weet jy wat? Vir my sal jy altyd 'n kind bly. En kinders is onnosel. Maar nou het ek uitgevind, jy kry kinders van 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kinders bly kinders. Eendag, toe sê my seun vir my, hy was al in die hoërskool, en hy is weer met een van sy trieks, hy het altyd maar 'n triek gehad, hy is weer met een van sy trieks besig, en ek sê vir hom, seentjie, kom hier, sit daar. Ek sê, jy gaan jou kop stamp. Hy sê, papa, ek wil my kop stamp. Hoekom vertel ek jou hierdie goed? Dalk het ek jou al in die verlede hierdie goed vertel. Dalk wil die Heilige Gees my en jou herinner aan hierdie goed. My liewe mens, ek wil hê jy moet so 'n bietjie na jouself kyk. Is jy 'n persoon wat sê, ek is nie onnosel nie. Ek dink ek is redelik intelligent, ek is redelik slim. Ek het baie bereik in my lewe, dis baie nice. En ek het 'n paar goed bereik in my lewe. En ek dink ek is so amper bietjie bo gemiddeld. Of is jy dalk 'n persoon wat hoor, wat sien, met jou intellek weet, wat is reg en wat is verkeerd? Maar jy sit daar en jy sê, weet jy wat, ek wil seer kry.
Ons het 'n riglyn by God gekry. Die woord, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En die woord van God is so duidelik wat reg en verkeerd is. En nou wil ek net hê met so vir 'n oomblik, want ek weet daar's baie ouens wat nie aan God glo nie, wat nie Jesus glo nie, maar wat tog die woord ken. En ek wil vir jou sê, as jy vandag glad nie 'n kind van Jesus wil wees nie, maar jy gebruik hierdie boek, dan word dit 'n boek, want jy besef nie, dis die geskrewe woord van 'n lewende God nie. Dan gebruik jy hierdie boek as jou maatstaf, as jou riglyn, as die lig vir jou pad. As jy nie weet nie, slaan jy hom na. Dan sal dit met jou baie beter gaan as wat dit met ons in hierdie land gaan. Want die geskrewe woord van God, die Bybel, is so duidelik. Ek het besluit, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, sy seun Jesus, die Heilige Gees, die dood, die opstaan, die ewige lewe. Ek glo dit. Ek het dit besluit. Ek wil dit glo. En ek glo dit onvoorwaardelik. Maar baie van ons, verskoon tog, baie van ons sien die tekens van die tye. Ons weet wat die woord sê, die Bybel sê. Ons weet wat reg en verkeerd is. Maar nog steeds weier ons om die regte goed te doen. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Nou blaai ek soms so deur Psalms en ek kom op hierdie woord af. En dis nou seker buite perspektief. Wat is die mens? Psalm, jene, is dit nou 7 of nee, is Psalm 7. Doen aan my reg. Vers 16. Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol. Hy het 'n gat gegrawe, uitgehol, hy het hom redelik diep gemaak. Maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Hy het 'n kuil gegrawe en uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. My liewe mens, waarmee is ek en jy besig? Ek dink daar kom 'n tyd in 'n ou se lewe wat jy bietjie moet, die woord van God praat van in jou binnekamer gaan. Ek dink die konsep daarvan is, jy moet 'n bietjie alleen wees. Ek is nou alleen in hierdie ateljee, maar hier's nou baie kameras en ligte op my. Jy moet in so 'n plek gaan, jy moet al die kameras en ligte afsit. Sonder jou lewensmaat, sonder jou kinders, sonder jou beheervoerende amptenaar by die werk, sonder die mense onder jou. Skus tog man, ek het nou 'n kuggie vanmôre wat myself irriteer. Dan moet ek en jy miskien jou foon vat en 'n selfie neem en vir jouself kyk. En bietjie eerlik wees met jouself, waarmee is ek besig? Ek is nou so groot, ek is nou so slim, ek is nou so oud. Ek is nou so oud. Ek weet alles. Papa, ek is slim, ek het alles bereik wat 'n mens kan bereik. Ek is 70 jaar oud. Dis nice. Ek is 20. Ek wil nog die wêreld versit. Dis nice. Die vraag is, my liewe mens, is jy gereed om die regte goed te begin doen? Ek wil seer kry. Nou gaan ek eerlik wees met myself. Ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself.
As jy getroud is, en jy kyk soos 'n hingsperd oor die draad, na 'n ander hings of 'n ander merrie, dan weet jy, en as jy dit nie weet nie, stuur vir my 'n WhatsApp, ek gaan my nommer net nou vir jou gee, dit gaan in 'n tragedie, in 'n tranendal, in verwoesting, dalk in moord eindig. Gaan nou en skryf dit neer. As jy besig is met 'n buiteegtelike verhouding, of besig is om een te beplan, sê hierdie ou vandag vir jou, Ben Loubser, gaan dit in 'n tragedie eindig. Jy gaan jou kinders vat, en jy gaan hulle so middeldeur skeer. Jy gaan jou ouers middeldeur skeer. Jy gaan jou lewensmaat, die een wat jy daar voor die kansel beloof het, tot die dood ons skei, hoe lief het ek jou. O, wonderlik is jy, hulle lees hulle eie beloftes aan mekaar. En dan 6 maande later, dan vloek hulle mekaar en hulle slaan mekaar. En ek sê nou vir jou, as jy op hierdie pad is, en ons is nou alleen, dis net jy en die skade weer langs jou. Psalm 121 sê die woord, ek God is die skade weer langs jou. Dis net jy en God nou, vergeet van Ben Loubser. Sit af jou skerm en luister net na wat die Gees van God sê. As jy 'n buiteegtelike verhouding beplan, of in een is, of besig is met een, gaan jy lang trane huil. Dalk nie vandag nie, dalk môre. Dalk is julle nog op die giggel-stadium en alles is so wonderlik. As die honeymoon verby is, gaan julle huil. Ja, ek weet hoe werk 'n skelmverhouding. Dis nie gewoonlik iets wat 'n mens beplan nie. Maar jy speel met vuur as jy die verkeerde goed doen. I love you prentjie op 'n WhatsApp. Ek mis jou vir iemand wat jy nie veronderstel is om te mis nie. Ons mis jou by die gemeente, Ben en Francis. Stuur ek vir mans en vrouens. Ons mis jou. Ek mis jou nie. Die Gees van God mis jou by die kerk, waar jy moet woord van God moet hoor. Want hy weet, jy's besig om met ander goed. Die eerste ding wat jy doen is, jy los die Here. Jy los die Here se hand, want jy's besig met verkeerde goed. Kom ek vertel jou nog 'n ding. Weet jy wat, ek is nie baie slim nie. Moenie laat my verlede jou in die goed wat ek bereik het, laat dink ek is slim. Ek is nie slim. So oud soos ek is, weet jy, jy's nie slim, so baie slim. Kom ek vertel vir jou 'n ding. Jy glo my nie, want duisende glo my nie, as jy besluit, ek gaan vir my 'n bottel brandewyn koop, of whisky, of wat jy ook al wil drink, en jy sit hom in jou kas, en elke aand vat jy net 'n doppie, want die dokter sê dis gesond. Weet jy wat is gesond? Hier's gesond. Hier's gesond. Die woord van God is gesond. Jesus is gesond. 'n dop 'n aand. Wie wat is die uiteinde van 'n dop 'n aand? En moenie my vertel maar ek doen dit al 80 jaar en kyk hoe gesond is ek nie. Nou die dag 'n ding gelees van 'n tannie van 110. Hulle sê, "Waaraan skryf jy toe?" Sy sê, "Ek rook 4 sigars 'n dag en ek drink 3 sterk whiskies, 1 in die môre, 1 in die middag en die aand." O, die duiwel is uitgeslape. Hy sorg dan vir sy demone. My liewe mens, 90%, dalk is jy een van die 10. Baie mooi. 90% van die ouens begin met 'n bier. Met champagne by 'n troue, met 'n brandewyn na werk, met 'n whisky voor hy gaan slaap en hulle eindig in die gutters. Alkoholiste, dronk. Ek begrawe 'n jong man met die naam van Apie. Ek weet nie wat was sy naam nie. Ek het hom geken as Apie. Hy was 'n boemelaar.
En ek het Apie goed geken, hy het so af en toe kerk toe gekom, en dan was ek bly om Apie te sien, en dan gee ons vir hom nuwe skoene en klere, en dan is Apie weer weg vir 'n ruk, en dan as hy weer aankom, is hy weer verslons. Kom ek vertel jou van Apie. En ek staan voor die begrafnisgenootskap, en die stop 'n pragtige mooi motor, en die klim 'n pragtige vrou uit, en 2 pragtige jong kinders. En ek dink die pa seker oorlede, en hulle kom nou die begrafnisreëling tref, en hulle kom na my toe aangestap, en ek groet hulle, en ek sê die kantoor is die kant. Hulle sê ons soek vir pastoor Ben Loubser. Sê okay, dis ek. Hoekom? Die vrou sê jy gaan vandag my man en my kinders se pa begrawe. Gelukkig het ek 'n wag voor my mond, want ek wou sê nee man, ek gaan 'n boemelaar begrawe. Hy kan nie familie wees van julle nie. 'n Lang storie kort. Apie was 'n verskriklike suksesvolle man. Regtig 'n mooi vrou, pragtige kinders, 3. Die een het gesê ek gaan nie. 2 het gekom. En hy het besighede gehad, en splinternuwe karre het op sy voor sy motorhuis gestaan. En enige suksesvolle man moet dan 'n dop drink. As hy sy pille uitvat, moet hy daarom 'n dop drink. En 'n dop het 2, 3, 6, 8, 12 geword. En toe waai die besigheid, toe begin die besigheid so maak. Want drank, wat het ek eendag gelees, wat is bleach in Afrikaans? Hy haal merke uit jou klere uit. Is die beste bleach wat daar is. Hy haal jou werk uit, hy haal jou persoonlikheid uit, hy haal jou manlik of vroulikheid uit, hy haal jou familie uit, hy maal God uit, hy haal alles uit. My liewe mens, hierdie gesin staan voor my stikkend. Hierdie suksesvolle jong man het alles verloor. Alles. Omdat daar 'n dag was wat hy 'n besluit moes neem tussen wat is reg en wat is verkeerd. En toe almal vir hom sê wat jy doen is verkeerd, toe sê hy hier in sy hart, man, ek wil seer kry. Moenie jy vir my sê nie. 'n Ou sê eendag vir my, ek sê moenie rook nie, dis nie lekker nie, dis nie goed nie, dis sleg en dit kos baie geld. Hy sê moenie vir my preek oor rook nie, jy koop nie my sigarette nie. Ek sê nee, ek koop dit nie. Ek sê maar jy gee my toestemming om vir jou te preek. Hy sê ek het nie vir jou toestemming gegee nie. Ek sê as jy môre dokter toe gaan en jy sit voor die dokter en hy sê keelkanker, longkanker as gevolg van te veel rook. Wat is die eerste ding wat jy gaan doen? Jy gaan vir jou vrou sê bel vir Ben Loubser. Ja, dit is so. Ek sê daar het jy my nou net die toestemming gegee. Hoekom wil die slim, intelligente mense wat hulle self Christene noem, seer kry? Mense gaan elke Sondag na die huis van die Here toe. En dan eendag skyn daar 'n lig in sy oë, of die wind is te koud op sy hare, of eendag gebeur daar iets, die predikant sê iets wat hy nie van hou nie. In plaas van om te sê, Here, as dit nie vir my is nie, sny dit af. Wip hy of sy hulle boude en hardloop by die kerk uit. Mense raak te besig vir die huis van God. In plaas van elke diens bywoon, begin hulle eers by Woensdag aand skiep. Bidtuur, die belangrikste aand in die week. Dan skiep hulle Sondag aande, so erg dat kerke maak Sondag aande toe. Jesus is lig ook, ek is verskriklik upset daaroor. Dan word die tweede diens gesluit. Dan later word die enigste diens gesluit.
en dan bestaan die kerk nie meer. Dan is daar nie meer 'n plek waarna toe jy kan gaan. Dan is daar nie meer iemand wat vir jou sê, turn or burn nie. Dan is daar nie meer iemand wat vir jou sê, doen wat die woord van God sê nie. Ons grou gate, en dan val ons daarin, en dan gaan ons dood daar binne. Want ek wil seer kry. Kom ek sê vir jou wat gebeur as jy die hand van God los. Die oomblik as jy sou besluit, weet jy wat, ek gaan nie meer elke diens bywoon nie, dis te veel petrol, dis te veel tyd, ek is besig, ek is moeg, ek het baie om te doen, ek is nie lus nie, my kinders is nie lus nie, my lewensmaat is nie lus nie. In plaas van na die huis van die Here toe gaan ek liewer mol toe. Daar kan ek 'n lekker middagete eet, ek hoef nie mooi aan te trek nie, ek kan sommer met my visplakkies en my kortbroek gaan. Ag, daar kan ek ook 'n lekker steak eet en 2 of 3 biere kap so op 'n Sondagmiddag. My kinders kan bietjie daar rond hardloop en gaan jol by die hole. Die volgende Sondag is dit makliker. Die Sondag daarna gaan jou gewete jou so bietjie pla. Na 3 maande gaan jy nie jou gewete nie meer pla nie. Want jy sien jy grou die gat. Ons lees elke aand Bybel. Ag nee, daai van Job, ek ken dit. Nee, kom ons skiep dit. Daai van Samson, ag nee, kom ons skiep dit. Samson gaan nie oor Samson en Delilah nie. Samson gaan oor 'n man wat 'n gat begin grou het. Deur ongehoorsaam te wees aan die woord van God. Deur ongehoorsaam te wees aan sy ouers wat God gedien het. Jy kan nie gehoorsaam wees aan jou ouers wat nie God dien nie. En die uiteinde daarvan was blind en dood van hom en die vrou wat hom verlei het. Ag, ek ken vir Kain en Abel. Kain en Abel gaan nie oor die een wat die ander een doodgeslaan het nie. Dit gaan oor een wat 'n gat gegrawe het vir sy broer en toe val hy daarin. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy regtig boeke vat. Regtig boeke vat en besluit, wil ek verder seer kry? Ek praat daagliks, ek wil amper sê uurliks, met mense wat stikkend is. Ek het vanoggend 2 oproepe al gehad op hierdie foon terwyl ek hier sit. Van mense wat sê, praat met my, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie. Ek dink 'n week of wat terug het ons gepraat oor, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie, help my, gee my jou hand. Want ek het 'n gat gegrou. En partykeer grou die ander in die gat, maar ons val saam met hom of haar daarin. Is jy die grawer, of het jy net ingeval? Kom ek sê vir jou, ons grawe saam. Ons grawe saam. Ons besluit saam, ons gaan God se hande los. Ons gaan Jesus op die rak sit. Ons besluit saam, ons gaan elkeen 'n dop drink. En dit word 2, dit word 6, en dit word 12, en dit word 24. Ons het saam besluit. Want as jy dit nie teëgestaan het nie, as jy nie gesê het, my geliefde, in die naam van Jesus, moenie dit doen nie, gaan die duiwel jou insluk. Die gat wat jy grou, gaan jy verseker invul. Want mense wil seer kry. Kinders, soebat vir 'n pak sla. Hulle soebat. En as jy hulle slaan, dan wil hulle huil. Papi, maar ek is jammer. Nie jammer wees nie, my kind. Dis waarvoor jy die pak gekry het. Moet dit nie weer doen nie. My liewe mens, ek wil jou vra vandag. Nie ek nie Ben Loubser nie. Hierdie tyd is weer besig om ons uit te hardloop. God wil sy Heilige Gees wil vir jou vra. Ja, my ou sit agter in die kerk en daar so 'n kraak geluid en hy kyk om. Moenie nou omkyk nie. Kyk in jou na jou profielfoto. Ag, dit moet tog nie 'n pikenies wees nie, asseblief. Kyk na jou profielfoto. Ben Loubser, is jy dalk besig om 'n gat te grou? Nee, ek is die pastoor. Pastore grou ook gate.
Herders grou ook gate, ouderlinge grou ook gate. Ouderling, staan voor my. Ek sê, kom met jou kind gemolesteer. Jare terug het ek 'n klein gaatjie met 'n klein lepeltjie begin grou. Nou is dit 'n spilonk, toe val hy daarin. Dronk mense, ek is verslaaf aan pornografie, ek is verslaaf aan dobbel. Dis onmoontlik. Hoe het jy begin? One day at a time. Een tree vir tree het ek hierdie gat gegrou. Tyd het ons ingehaal. Here, ek bid regtig dat mense vandag introspeksie sal doen. Daar's so baie mense wat onbewustelik sê, maar ek wil seer kry. Ek is okay daarmee. Los my uit dat ek my kop stamp. Here, vandag wil ek vra dat mense wat hulle kop wil stamp, tot hulle sinne sal kom en hulle knieë stamp op die grond om verskoning te vra. Stop waarmee jy besig is, want dit gaan jou lewe kos. Dit gaan jou kinders se lewe kos, dit gaan jou lewensmaat se, dit gaan jou ouers se lewe kos. Dit gaan jou siel in die hel laat beland, omdat ons nie bereid is om die regte ding te doen nie. God te volg, soos die woord van God sê nie, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Baie dankie vir al die gebede, dis die belangrikste, bid vir my en Francis, en ons bediening, en kruiskyk, en Jesus is lig, en Jesus by die braambos, onophoudelik, ons het dit nodig. Dankie vir die wat finansiëel bydra, ek kan nie julle almal op die, is net 'n paar, maar ek kan nie, ek wil nie die naam op die TV noem nie, baie dankie, dit maak dat ek op die lig kan wees. U dra by, u saai in hierdie akker. Baie dankie. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig, Eastvale Springs. Die Here seën u. Amen.